verbond aangaan. Wat is 'n verbond? Dis 'n ooreenkoms. Ek en jy gaan 'n ooreenkoms aan. Jy moet hierdie goed en hierdie, ons gaan saam in 'n besigheid, jy moet die geld gee, ek gee die looks. Ons gaan goeie besigheid doen. Okay, so ons staan nou in 'n verbond hier. Maar, ek moet elke oggend oopsluit, en jy gaan elke oggend toesluit. En ek gaan elke Saterdag werk, en jy gaan elke tweede Saterdag werk. Okay, wat is hier besig om te ontstaan? 'n kontrak tussen my om. Okay. Kom ons sê, ek gaan nie werk toe nie, wat gebeur? Hierdie kontrak raak ongeldig. En die einde van die maand, hy doen die geld, nou moet hy my pay, nou sê ek gaan jou nie pay nie, want jy kom nie jou ooreenkoms na nie. En wat het die kerk al die tyd geleer? Ons staan onder 'n verbond. As jy dit doen, sal God dit doen. Dit was die verbond. Dit was die verbond van die Israeliete. Aan wie is die verbond gemaak? Nie aan ons nie, aan die Israeliete, die volk van daai tyd. Ons het niks met die verbond te doen nie. Niks. Die kerk het ons geleer, ons staan onder hierdie verbond. Ons staan nie onder die verbond nie. Toe Abraham, hier is nou baie interessant. Toe Abraham, God gaan na Abraham toe en God sê vir Abraham, ek gaan jou geslag, jou nageslag maak soos wat? Ons gaan nog vorentoe in die Bybelskool hiervan praat. Soos die sterre in die hemel. Het hy iets gepraat daarvan sand van die see? Nee. Hy het vir Abraham gesê, ek sal jou 'n nageslag gee, soos die sterre van die hemel. Wat doen Abraham? En ek gaan Sondag hieroor preek. Ek preek Sondag oor wag op God. Abraham wag nie op God nie. Wat gaan doen hy? Hy gaan slaap by sy slavin. Wat sê God toe vir hulle? Vir Abraham. Ek sal jou nageslag maak, soos die sand van die see. So hoeveel sade is daar? Hoeveel nageslagte is daar? 2. Hoeveel was daar eers? 1. Dit was die sterre van die hemel. Wat is die hemel? Is geestelik. So God sê vir Abraham, ek gaan jou geestelike nageslag gee. Maar toe gaan doen hy 'n vleeslike ding, en hy gaan slaap by sy slavin Hagar. So wat was gebore uit die vleeslike ding? Vleeslike saad. Dit daaruit hierdie wet gekom. So was die wet vir ons? Nee, dit was vir die geslag van die sand van die see. Maar waar kom ek en jy dan vandaan? Ons kom uit die geestelike geslag uit. Wie is die geestelike geslag? Jesus. Toe ek my hart vir God gee, toe is ek nie meer in my aardse nageslag nie. Ek is nie meer my pa se bloed en sy bloed en sy bloed nie. Ek is nie meer alkoholist of ek is nie meer 'n verslaafde nie. Ek is nou Christus se bloedlyn, want ek is Christus se nageslag. Wat kry ek van Christus? Nie 'n verbond nie, ek kry 'n testament. Maak dit vir julle sin? Hierdie goed is verskriklik diep. Ons het gesê, hierdie jaar gaan ons lekker praat in die Bybelskool. Dit gaan jou lewe verander, want dit het my lewe verander. So ek staan nie onder 'n wet nie. Ek staan onder genade. Ek staan onder genade. Pastoor, beteken dit nou ek gaan Sondag soos ek wil? Nee, inteendeel nie. Hoekom nie? Want ek verstaan liefde. Omdat ek lief is vir my vrou, gaan ek haar nie verneek nie. Omdat ek lief is vir my vrou, gaan ek haar nie indoen nie. Omdat ek lief is vir haar, nie omdat sy vir my gesê het, as jy dit doen, los ek jou nie. Hoekom doen ek al hierdie goed vir haar? Hoekom sorg ek vir haar, omdat ek vir haar lief is? Sy het nie vir my wet geskryf en gesê, jy moet dit doen, jy moet dit doen, jy moet dit doen nie. Ek doen dit outomaties. Hoekom? Omdat ek vir haar lief is. Presies, kom julle agter wat is die verskil? En dis op grond van hierdie basiese beginsels wat ons hierdie Bybelskool hierdie jaar gaan aanbied. Die Ou Testament, hier is erg goed, is nie vir ons nie. Die Ou Testament is vir die ou orde, dit is vir geskiedenis. Dit is vir, ons leer baie lesse daaruit. Ons leer, dit is awesome geskiedenis om te leer, wat was die verbond, wat was die ark, wat was die tempel, wat was die plek van aanbidding. Ons leer wat het was om onder die wet was nie daar nie. Die Israeliete het in die woestyn die wet gekry, want hulle wou iets nakom, wat hulle in elk geval nie kon nakom nie. Dit was die Israeliete wat vir Moses gesê het, ons soek 'n wet. Ons wil iets doen om erkenning te kry. Anders sou God nooit 'n wet ingebring het nie. Maar hulle het gevra vir 'n wet. En hier gaan Moses op. En wat gebeur? Hulle kon nie daai wet nakom nie, maar God het klaar Christus in beplanning gehad.
Hy het geweet, daar gaan hulle gaan vra vir 'n wet. En hy het geweet, daar gaan 'n wet vir Moses gegee word. Gaan lees maar die Bybel. Die Bybel sal vir jou sê, die wet van Moses. Nie die wet van Christus nie. So hier's twee sade. Hier's die een ou, hy onderhou, hy sê vir jou, ek is die geslag van Abraham. En dis waar die kerke, baie kerke daar is. En hulle sê ons is die geslag van Abraham. En daar's verskriklik baie seëninge onder daai wet. Daai wet sê, geseën sal jy wees in jou veld, geseën sal jy wees in die werk van jou hande, geseën sal jy wees. Daar's baie seëninge, maar daar's 'n voorwaarde. As jy dit onderhou, sal jy daai seëninge kry. Ek voel vir daai mense baie jammer, want as jy in een geval het, geen almal val. Want dit is die sand van die see. Maar ons is nie nageslag van die gesand van die see nie. Ons is die nageslag van die sterre in die hemel. Waaruit kom Christus? Christus se nageslag kom uit die sterre in die hemel. Nog 'n interessante ding. Abraham gaan slaap by sy slavin. Ismael word gebore. Raai wie was die vyande tot vandag toe? Die twee sade. Ismael en Isak is twee, Isak sê nou die mekaar. Die twee kinders van Abraham was nog tot vandag toe nog. Is hulle in vyandskap met mekaar. Die twee sade. Okay, so dis baie belangrik om te weet vandag, dat ons is die nageslag van die geestelike Abraham, die geestelike saad. Jesus is daar uitgebore, en wat het gebeur? Toe ek Jesus aanneem, toe val ek in sy nageslag, in sy geskiedenis, in sy bloedlyn. So die Ou Testament is 'n baie goeie lering vir my, maar dis nie my van toepassing nie. Wanneer het my lewe begin? Waarvan is die Bybel vir my van toepassing? Toe Jesus aan die kruis hang en hy sê, dis volbring. Toe begin ons lewe. Wat se lewe? Die lewe van genade, nie verdienste nie. Maar wat wil baie ouens, kyk maar baie Christene, wat wil hulle op jou sit? Wet. Hulle wil op jou wet sit. Dit gaan sleg met julle kerk, want julle kerk gee nie vir daai en daai en daai nie. Sorry, ons kerk hoef nie te gee nie. Ons kerk hoef nie te gee om te ontvang nie. God het klaar die kerk geseën. Ons gee omdat ons lief is. Nou kom mense aan self ons, hulle sê vir ons, omdat julle nie vir hulle gee nie, daarom gaan dit so sleg met julle Icon. God het klaar die kerk. Hoekom gaan dit nie goed met die kerk by tye nie? Ons glo nie. Ons glo nie in die beloftes nie. Wat moet ons doen om die kerk geseën te kry? Ons moet glo. Wat moet ons doen? Niks. Jesus het klaar alles gedoen. Maar ons kan gou vir jou kom vertel, pastoor, jy moet dit doen en dit doen en dit nog, en die Here julle seën, Icon, Here sien ons klaar. Hoekom sien ons nog hierdie seëninge nie? Ons glo nog nie hard, ons glo nog nie reg nie. Ons wil nog doen. Is daar iets wat ons kan doen? Nee. Jou eie lewe, hoekom gaan dit nog nie goed met jou nie? Hoekom gaan dit nog nie goed met jou nie? Hoekom ervaar jy nie? Ons het so lank het die kerke gesê, en daar was kursusse op kursusse aangebied. Ek was by baie, wat is die wil van God? Wat is regtig die wil van God vir my lewe? Het jy dit al gevra? Dis die eerste ding wat jy vra as jy tot bekering kom. Wat is die Here se wil vir my? Pastoor, ek kry baie die vraag, en kom ons na my toe, pastoor, ek het my hart vir die Here gegee, maar wat is die wil van die Here vir my? En ek het vir jou vandag geantwoord. Weet wat is die wil van die Here vir jou? Dat jy sal voorspoedig wees. God's will for you is to prosper. Die Here verbly hom in die vooruitgang van sy kinders. Dis wat God se wil, hè? Hy wil hê dit. Maar waar lê ons? Hy sê, julle kom uit die wet uit, maar julle bly terugploeter in die wet. Paulus raak kwaad vir die 7 kerke. Hy sê vir hulle, julle is nog op melk. Julle moes lankal op vaste, maar julle bly terug in die wet ingaan. Kyk die Israeliete, Jessie, God haal hulle uit, hy verlos hulle. Elke keer as hulle moan, wat sê hulle? Ag, was ons maar terug in Egipte. Ons wil self doen. Daarom preek ek Sondag oor wag op God. Daar's so awesome revelation op wag op die Here. Hy wat op die Here wag, kry nuwe krag. Maar ons is ongeduldig. Ons kan nie wag nie, daar's 'n doel met wag. Daar's 'n rede hoekom jy wag wanneer jy God iets vra.
En dit is nodig, want dit bou jou geloof, dit versterk jou karakter, dit bou 'n goddelike gesindheid in jou in. Ek gaan dit Sondag preek. Ons moet wag op God. Hoekom? Want dan vertrou ek God. Dat is my vertrou in hom. Maar ek gaan nou nie daarop in nie. Vandag is belangrik vir my dat ons sal verstaan, dat ons kan niks doen nie. God het klaar alles gedoen. En omdat God ook Jesus is Jesus klaar alles. Sy naam is Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het aan die kruis gehang. Hy het gesê, jou sonde is vergewe, jou siekte het ek op my gevat, ek het al jou armoede op my gevat, hy sê ek het verneder geword, sodat jy verhoog kan word, ek het, nou dink die ouens nog, Christene moet nog steeds verneder word, ons moet nog arm wees, ons moet nog siekte hê, dis normaal, 'n kind van die Here moet so wees, Icona, Jesus het dan alles geword. Ek vra die vraag altyd, hoekom het Jesus gesterf? Om ons eendag in die hemel te kry, Icona. Hy sê, ek het gekom, nou moet ons kyk, hoor nou hierdie een, Jesus sê, ek het gekom, vir wat sy rede? Sê hy daar in die Bybel, ek het gekom, dat julle kan hemel toe gaan, Icona. Hy sê, ek het gekom, en hy noem die woordjie, lewe. Lewe. As ek jou vanaand vra, lewe jy? Wat sê jou antwoord wees? Wat beteken dit as ek vir jou vra, lewe jy? Wat sal baie ouens vir jou sê? Pastoor, net. Of ouens gaan vir jou sê, lewe jy? Jessie, so tussen die boom en die bas. Kyk, ons maak het net, die neesteek uit. Ek het nie vir hom gevra, hoe maar gaan dit met jou nie? Ek het vir hom doen nou toets. Vra vir iemand, lewe jy? Dan gaan hy vir jou sê, weet wat, is mos dood hier binne my. Is mos dood, ek lewe nie. So wat beteken lewe? Lewe beteken vreugde, lewe beteken blydskap, lewe beteken vrede. Ek het nie worries nie, ek het nie probleme nie, ek het Sondag daaroor gepreek. Ons het 'n kommervrye, worryvrye lewe. Dan lewe jy. So hoekom het Jesus gekom? Laat ek lewe kan kry. Wat sê lewe? 'n kommervrye lewe. Ek worry nie. Hoe weet ek wanneer Jesus werklik in iemand se lewe is? Wanneer hy nie worry